Ek weet nie wie se boodskap ek hou van nageef nie, maar ek gaan maar hoor wat sê die Here. Maar ek dink dit baie met pastoor Dani te doen. Ek wil met julle praat vandag oor hierdie gemeente se betrokkenheid. Want as hierdie gemeente nie betrokke is nie, dan gaan hierdie 'n beeskraal word. Want betrokkenheid bring lewe. En onbetrokkenheid die dood. So as jy nie betrokke is nie, dan is dit 'n tyd dat jy bietjie daai stoelietjie van jou afstof opstaan en kom na die herderspaar toe en sê, waar kan ek betrokke raak? Al raak jy betrokke in die kombuis, al raak jy betrokke hierson, raak jy betrokke in die klank, enige plek, want daar is die liggaam van Christus wat moet manifesteer. As die liggaam van Christus nie manifesteer nie, dan kan die Here nie hierdie huis bou nie. En terwyl ek daar sit, is ek baie bewoe om te sien die onbetrokkenheid van die kerk van Jesus Christus. En terwyl ek daar sit, sien ek dat hierdie gemeente gaan groei, en dat hierdie gemeente, ek sien hulle het 'n mooi plek daar gemaak om agtertoe te kan uitgaan, sodat elke ene kan inkom om die Here te dien. Maar ek wil vanmôre met jou praat. Luister wat sê Efesiërs 4, vers 11. Hy het sommige gegee as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars. Maar hoekom het hy hierdie 5 aangestel? Om die heiliges toe te rus vir dienswerk. Hoekom? Tot opbouing van die liggaam van Christus. Sodat ons almal kom tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Dis Christus se droom. Laat jy ten volle in jou roeping, in jou bediening, met alles soos Jesus kan wees. Dat jy soos Jesus kan loop, dat jy soos Jesus kan praat, dat jy soos Jesus kan wees, dat hulle daar buite kan sien, Jesus is in jou. Want as Jesus in jou is, wat kan verkeerd gaan? Eintlik niks nie. Sodat jy betrokke kan word in die gemeenskap, maar ook in die gemeente. Elkeen het 'n funksie. Ek wil vir jou vra, wat is jou funksie? As jy nie 'n funksie het, jy vra die Here om jou ore oop te maak, om te hoor wat sê die Gees van die Here. En wie het na jou toe gekom toe jy Jesus Christus aangeneem het as jou saligmaker? Die Heilige Gees. Luister wat sê die woord. Maar die Trooster, die Heilige Gees, wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Maar kyk op pas die woord in 1 Johannes 2:27. En die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar en geen leuen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Want hierdie salwing wat jy ontvang het, toe hierdie salwing die krag van God in jou kom woning maak het, en jy die woord begin studeer, en jy die woord begin toepas, en jy begin in jou binnekamer, en jy in gebed is, het hierdie salwing die krag van God in jou vermeerder. Dis jou eerste fase. Jou tweede fase is Handelinge 1 vers 8. Dit klink vir julle miskien asof die Bybel deur mekaar is. Hy is nie deur mekaar nie.
Maar julle, nie ek nie, ek ook, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Amen. Hoekom? Sodat julle 'n getuie kan wees in Jerusalem, Samaria, Judea en tot aan die uiterste van die aarde. Moenie God beperk nie. Moenie dink Philippsstad is die enigste plek en Richmond die enigste plek waar jy kan uitgaan. Moenie God beperk nie. Luister na die laaste ene. Maar ek is nog nie klaar, ek het 'n uur, né? Nou lag almal weer vir my. Jesaja 10:27 is my favourite. En in die dag, hierdie dag, jy weet, 'n evangelis moet 'n geleentheid kry om te preek, en 'n evangelis moet 'n geleentheid kry om te bedien. So maak jouself gereed om bedien te word. As ek maar ek kan. Sal die las afgly van jou skouer en die juk van jou nek, en die juk sal tot niet gaan vanweë die vettigheid. The yoke will be destroyed because of the anointing. Because the anointing and the Holy Spirit is the power of God. Nou gaan ek vinnig gaan, want hulle het dit gecover. 7 manifestasies van die salwing van die Heilige Gees. Die eerste ene, verkondig die blye boodskap. Matteus 28, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader, en die Seun, en die Heilige Gees. En leer hulle, luister na hierdie gedeelte, baie mense sê, as moet julle doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, maar luister na die laaste gedeelte, en leer hulle alles om te onderhou, wat ek Jesus julle beveel het. Nommer 2, leer die woord van God. Spreuke 30:5, elke woord van God is gelouter, hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Johannes 17:17, my woord is die waarheid. Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Lukas 8:11, dis dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Nommer 3, maak siekes gesond. Wanneer laas het jy vir 'n sieke gebid? Julle gedink dat dis net die pastoor wat vir die siekes bid? Nee, raak betrokke. Stap in die Spar in, stap in Werde in, stap in wherever in. En ek beloof vir jou, hierdie gees van God wat in jou is, sal sê jy moet vir die siekes bid. Hy sal vir jou wys waar is die siekes, hy sal vir jou wys waar jy moet 'n woord van kennis en 'n woord van wysheid gebruik. Hy sal vir jou wys, want hy het daai mense daar buite net so lief soos wat hy vir jou lief het, want hoe het jy ingekom? Deur iemand wat vir jou gebid het iemand wat vir jou 'n woord van bemoediging gegee het iemand wat vir jou gesê het, kom na hierdie kerk toe, want hier sal jy vrede en liefde vind, en kos ook. Prys die Here. Jesaja 53:5, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Die straf wat ons vrede aanbring, was op hom, en deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Dan kan jy ook Eksodus 15:26 gaan lees. 1 Petrus 2:24. Nommer 4. Dit wat jou weerhou van God se heerlikheid, met ander woorde, deliverance from bondage. Jy kan gaan lees Markus 16:16-20. Nommer 5, profeties. Moet nooit die profeseë verag nie. Hier staan ene wat die profeseë verag het. En ek draai vandag terug, en ek kyk na al die profeseë en ek sê, Here, ek bring dit in vervulling.
1 Thessalonisense 5 vers 20, verag die profeseë nie, beproef alle dinge en behou die goeie. Vers 6, nommer 6, sorry. Praise and worship. Psalm 150 vers 6, laat alles wat asem het die Here loof. Halleluja, beteken prys die Here. Nommer 7, ek glo almal van julle wil nommer 7 hê. Almal van julle, guns, vywe, want hierdie manifestasie van die salwing van die Heilige Gees sal vir jou vywer en guns gee. Altyd dieselfde. Luister wat sê Psalm 23 vers 6, net goedheid en guns sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae.